Goeiemôre en welkom by hierdie uitsending van Redakteursforum. Dit is heerlik om vandag in die geselskap van Dominee Skalk Strauss te wees. Hy is natuurlik die redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee en welkom. Goeiemôre Liesel, baie dankie. Is lekker om weer saam met julle te kuier. Dominee, ons val sommer weg met die Mei-uitgawe. Ek weet nie waar jy in die tyd al in hierdie jaar is nie. Maar wat is die sentrale tema van die Mei-uitgawe van Die Boodskapper? Liesel, die Mei-uitgawe van Die Boodskapper is hierdie jaar ons Pinkster-uitgawe en natuurlik fokus ons dan op die Pinkstergebeure, maar ook Hemelvaart wat net voor Pinkster is en dan die uitstorting van die Heilige Gees. So 'n groot deel van ons uitgawe bestaan ook uit 'n klompie oordenkings wat spesifiek op Pinkster gerig is. En ons rig dit dan ook gewoonlik in rondom 'n spesifieke tema en die tema vir hierdie jaar se Pinksteruitgawe is geestelike groei. So die hele uitgawe is rondom geestelike groei ingekleed. Die oordenkings handel oor sekere aspekte van geestelike groei. Hoe gebeur dit? Wat is God se betrokkenheid daarbey? Wat is ons verantwoordelikheid daarvoor? En dan natuurlik die artikel sluit ook bietjie verder daarbey aan. As ons kan gesels oor die redaksionele artikel wat deur Dominee self geskryf word daar genoem oor die viering van Hemelvaart. Beskryf bietjie wat Dominee daar skryf. Dit is 'n baie belangrike vertrekpunt vir iets soos geestelike groei. Hemelvaart het eintlik mos maar van ons kalenders af verdwyn, al met die oorgang na die nuwe bedeling toe, waarin ons dan nou tans is. So dis lankal nie meer amptelike vakansiedag nie. En tog is dit op die Christelike kalender een van die belangrikste vakansiedae. Dit is wel nie vakansiedae nie, kerklike feesdae. Kom ons noem dit so, want jy weet ons dink baie keer so aan dit as net 'n vakansiedag of dis jammer want ons het nou nog 'n vakansiedag verloor. Maar eintlik het ons 'n feesdag verloor. 'n Feesdag waarin ons die kroningsgeleentheid van ons Here Jesus herdenk. Die dag toe hy opgevaar het, en kort voordat hy opgevaar het na die hemel toe, het hy verklaar aan my, is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Hy het sy onteenseglike heerskappy oor alles en almal geproklameer. Hy het opgevaar in die regterhand van die Vader gaan sit en vandaar regeer hy, nie net oor die kerk nie net oor gelowiges se harte nie, maar oor die verloop van die geskiedenis. Inteendeel, Openbaring 5 teken hom as die lam wat waardig is om die boekrol waarin die afloop van die geskiedenis ontvou oop te maak. Hy is die enigste een wat waardig is. Johannes is in gesig in Openbaring en dan kyk hy rond en hy sê en hy begin huil bitterlik ween en vra wie is waardig om die boekrol oop te maak, want hy besef as dit nie gaan gebeur nie, dan gaan God se plan nie ontvou nie. En dan tree die lam na vore en die engel eintlik en sê vir Johannes, maar moenie vrees nie, die lam is waardig om dit oop te maak, want hy regeer, hy is koning, hy het die dood oorwin, hy het die Satan oorwin, en maak nie saak wat ons rondom ons sien en die chaos wat ons rondom ons beleef nie, hy is in beheer. En dit is vir ons 'n geweldige werklikheid, iets wat ons geestelike lewens fundamenteel beïnvloed, want sonder die oorwinning, Christus se opstanding uit die dood en sy heerskappy, sal iets soos geestelike groei nie moontlik wees vir ons nie. Dink bietjie daaroor. Jesus Christus oorwin die sonde sodat ek sonde in my lewe kan oorwin. Maar hy heers ook oor alles wat gebeur, die sonde, die dood, die verloop van die geskiedenis, sodat as hy van my lewe heerskappy oorneem deur sy gees, dan is daar nie meer ander magte wat sterker is as sy krag en wat my eintlik 'n gevangene hou, sodat ek maar 'n slagoffer van die sonde bly nie. Ek kan nou groei, ek kan word soos hy, ek kan ontslaa raak van die dinge wat nie meer daar hoort nie, want ek is 'n nuwe mens in Christus, omdat ek saam met hom opgestaan het, en omdat hy besig is om my voor te berei vir die ewigheid. Dominee, as ons op die Hemelvaart tema kan bly, vroeg verlede maand het lig en duisternis 'n belangrike veldtog geloods met 'n Hemelvaart manifest. Hoe gaan dit met daai manifest? Dit gaan goed, Liesel, ons kry mooi ondersteuning en dankie ook vir julle ondersteuning daarvan hier van Pretoria FM se kant af. Ons sal baie graag nog 'n klompie handtekeninge op ons petisie wil hê. So as ek mag sê, dan kan luisteraars net gaan intik sommer op Google Hemelvaart manifest en dan behoort hy
om oop te maak, lees waaroor gaan dit, jy kan die manifest aflaai. Daar is 'n gedeelte in die onderkant van die bladsy waar jy dan die petisie kan teken, net deur jou naam en jou besonderhede in te vul, en ek wil net ook noem hier, mense is baie keer bekommerd dat ons nou maar net weer inligting soek om advertensieveldtogte te loods. Ons het by Lig en Duisternis uitgewers 'n definitiewe besluit geneem dat ons geen van die inligting wat ons hier insamel vir enige advertensieveldtogte gaan gebruik nie. So ons gaan dit bloot net bære vir die petisie wat onderteken word, want ons wil uiteindelik ook aan die regering 'n boodskap stuur, 'n sterk boodskap waarin ons hulle net herinner dat hulle moet onthou, hulle staan uiteindelik ook verantwoordelik voor die koning van die konings. As ons nou terug kan beweeg na die boodskapper, Dominee Dani Malan het vanjaar se Pinksterreeks geskryf. Wat behels hierdie reeks? Soos ek genoem het, Liesel, het hy bietjie stilgestaan by geestelike groei. En hy het verskillende temas wat hy hanteer het. Hy het natuurlik begin bietjie in die Ou Testament, 'n hele paar boodskappe uit die Ou Testament het, maar een van die bekendste beelde vir geestelike groei in die Ou Testament het hy baie mooi vir ons ontgin, en ek moet sê, hier is regtig 'n goeie reeks gewees wat hy vir ons gelewer het. En daardie beeld wat hy by aansluit is die een in Esegiel 37 van die doodsbeendere, die vallei vol doodsbeendere wat Esegiel sien, en die Here wat dan van hom vra, maar kan hierdie bene lewendig word? En dan gee die Here uiteindelik vlees en hy aan die bene en hy blaas sy gees in die bene sodat dit 'n weermag word. En dit is 'n baie sterk beeld wat dui op die opwekking uit die dood uit saam met Jesus Christus, en natuurlik ook die groei en die verandering wat daar kom van doodsheid na lewe toe. Dan praat hy ook 'n bietjie oor groei en herlewing en hoe belangrik geestelike groei is vir geestelike herlewing in die kerk. Hoe belangrik dit nie ook is dat ons nie net oor herlewing dink in die kerklike lewe nie, maar ook in ons volkslewe. So hy trek 'n sterk verband tussen wat in die volk en wat in die kerk aangaan, want tog tradisioneel was die Afrikaner nog altyd 'n Christelike volk gewees. In hoe mate ons dit vandag nog kan sê, weet ek nie. En mense hoop dat geestelike groei wel weer iets van daardie bewustheid sal terugbring by ons volksgenote ook. Hy gaan kyk ook na die huisgesin, hoe lyk dit as ek geestelike groei binne by huisgesin bewerk, en hoe belangrik geestelike groei is ook vir die hele gedagte dat 'n mens uiteindelik die Here gaan ontmoet. En dan sluit hy af met 'n Pinkster boodskap en die uitstorting van die Heilige Gees, waar hy dan fokus op die gedagte dat die Heilige Gees by ons 'n verlange wek en 'n vooruitsig om die Here Jesus uiteindelik as sy bruid te ontmoet. Nou aan die hand van die tema geestelike groei, gaan groei nie gepaard sonder pyn nie. En volgens die artikel deur Dominee Lourens Prinsloo getiteld "Hoe kan lyding my geestelik laat groei?" is lyding nie 'n teken van God se verwerping nie, maar juis 'n instrument wat hy gebruik vir die geestelike vorming van gelowiges. Verder brei hy uit dat 'n onderskeid getref word tussen die oorsaak en die doel van lyding. Kan Dominee uitbrei hieroor? Ja, dis regtig 'n belangrike artikel, want ek dink mense vra baie keer na die sin van lyding. En hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom kry ek swaar? Hoekom beleef ek al hierdie teëspoed? Hoekom voel ek emosioneel so afgebreek en neergedruk en platgeslaan? En dan verduidelik hy bietjie in hierdie artikel wat is die redes hoekom ons lyding beleef. Dis nie net altyd die doel is nie altyd geestelike groei per se nie. Die Here gebruik wel ons lyding om ons sterker te maak en om ons meer afhanklik te maak van hom, om ons nader aan hom te bring, om ons te laat besef ons kan nie op ons eie nie. Maar lyding is baie keer maar net bloot die gevolg van die sondeval, en God span dit in. En in hierdie artikel sit hy nogal mooi uiteen. Ek dink iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan en wat worstel met hierdie vrae sal nogal baie waarde in hierdie artikel vind om te hoor hoe dit kan bydra. Nie net, met mense het altyd die ding van, maar hoe is die Here by my wanneer ek ly? Maar wat is die laat alles ten goeie meewerk deel van die lyding? Daai is die moeilike deel, want ons sien dit nie altyd onmiddellik nie. Ons is baie keer ver in die pad af, jare verder, en jy kyk terug na iets wat met jou gebeur het, dink aan Josef byvoorbeeld, en al die lyding wat hy beleef het, en hoe jare later, toe sy broers uiteindelik by hom uitkom in Egipte, en bevrees is, omdat hy hulle identiteit geken het. Vir hulle sê, maar hulle moet nie bang wees nie, want die Here het dit so beplan, dat hy hier moes wees, sodat hy vir hulle kon sorg. So,
So wys die Here tog vir ons baie keer wat is sy doel daarmee, maar al wys hy nie vir ons nie, kan ons hom vertrou dat selfs met ons moeilike omstandighede hy ook 'n doel het. Dominee, na watter ander artikels kan ons uitsien in hierdie maand van die boodskapper? Liesel, daar's 'n lekker klompie artikels, ons het probeer om verskillende onderwerpe rondom dit die tema aan te hak. So ons het 'n bietjie gepraat oor iets soos die interessante een is die uitverkiesingsleer. Is nogal 'n moeilike een vir mense om te dink ons is uitverkies deur God, maar hoekom word jy gered? Wat is die doel? Die doel is uiteindelik om aan God gelykvormig te word. En Paulus spel dit uit wanneer hy oor die uitverkiesing skryf in Efesiërs 1 en Dominee Willem van Skalkwyk het bietjie by daardie doel aangesluit om te sê, ons redding is nie net gemik daarop om hemel toe te gaan nie, of om vir ons die lewe beter te maak nie, maar uiteindelik sodat ons soos Christus kan lyk. Dominee Hubert Ferreira skryf oor waar begin dit alles? Dit begin by 'n lewende verhouding met Christus. Dan het ons ook Dominee Johan Trollip wat sê maar ja, Christus, dit begin by Christus, maar jy kan ook nie geestelik groei sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie, wat weer sterk aansluit by Pinkster. Dominee Jacques Boonsaaier skryf oor die aard van geestelike groei as die afsterwe van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens. Dominee Vrede Pretorius oor die hele gedagte dat Christus vir ons bid, en dit is 'n geweldige ding. Geestelike groei kan baie maklik klink na iets wat ek moet doen, maar dit bly steeds afhanklik van Christus wat aan die regterhand van die Vader is, na sy hemelvaart, en vir my daar intree. Wat doen hy daar? Hy bid vir my. Hy bid vir my groei. Hy bid vir my dat ek kan word soos hy, sodat ek uiteindelik ook kan wees waar hy is. En dan het Dominee Greiding van Rooyen ook vir ons 'n mooi bydrae gelewer oor hoe belangrik dit is om vir iemand 'n mentor te wees in 'n geestelike groei. Jy weet, mense kan nie geïsoleerd net geestelik groei nie. Ons is gemeenskapswesens. Ons is deel van die gemeenskap van die gelowiges. En binne daai gemeenskap is daar altyd mense wat al bietjie meer volwasse in die geloof is as wat jy is en wat jou daarom kan begelei. Soos Paulus ook sê, volg in my voetspore soos wat ek in die spore van Christus volg. En ons het natuurlik ons gebruikelike rubrieke ook, ons geskiedenisrubriek en ons kinderopvoedingsrubriek en ons smeltoond rubriek wat oor sake van die dag gaan, waar Jaco Kleinhans, wat ook baie hier by julle eintlik 'n ou bekende is, waar hy bietjie skryf oor die hele Iran storie, Christene in Iran, vra vir ons gebede en ons optrede. 'n Bietjie ander perspektief op die hele Iran konflik. Waar kan luisteraars 'n kopie van die boodskapper in die hande kry, Dominee? Vir 'n harde kopie sal hulle moet vir ons 'n e-pos stuur na boodskapper@apk.co.za of sommer net na hulle naaste AP Kerk toe gaan, daar behoort kopieë beskikbaar te wees as daar nog oor is. Maar die maklikste manier is natuurlik op die boodskapper se toepassing. Gaan sommer net op die Android winkeltjie of die Apple winkeltjie waar jy jou toepassings aankoop, soek vir die boodskapper, laai hom af en dan kan jy lekker saam lees. Dit kos nie baie nie, dis 'n minimale bedrag en dan kan jy elke dag die boodskapper sommer in die palm van jou hand hê en jy kan ook sommer, as jy dalk op die lang pad is, luister na die opnames van die artikels en hoef nie altyd te sit en lees nie. Dankie vir Dominee se tyd. Dankie Liesel. Jy het saam geluister na Dominee Skalk Strauss, redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk.